Kom ons sluit gou die oë vir 'n oomblik. Die woord leer ons dat God leef onder die lofsange van sy volk. En nadat Jesus opgestaan het, is sy volk nie meer die Israeliete nie, maar is almal wat hom aangeneem het. So die heel eerste Sondag van 2026 wil ek jy moet besef dat hy leef tussen ons. Tussen elkeen wat sy naam aanroep, tussen elkeen wat sy hart oopmaak vir hom en sê, Here, kom leef, kom maak hierdie liggaam u tempel, kom maak my 'n wessel, kom maak my 'n loudspeaker om deur te praat. Here, maar kom maak met my soos wat u wil. So almagtige God, Here, dankie, Heilige Gees, dat u tussen ons beweeg. Here, dat u harde harte dalk sag maak. Here, dat u oorwinning gee. Here, dat u dalk oorwinning saam met ons celebrate. Here, baie dankie vir 'n splinter nuwe jaar. Here, dankie vir hierdie woord wat gaan uitgaan. Here, mag dit plek vind in ons hart. Here, mag dit ons nader bring aan u. In die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie. Ek hoop jy het so lekker gesing soos ek. Jy mag maar sit, jy mag. En voordat ek gaan begin, het ek net so 3 afkondigings. En die eerste een is dat die kinderkerk is nog gesluit vir vandag, maar die 11de Januarie het hulle 'n vakansieprogram en die 18de Januarie skop hulle af met hulle Sondagdienste. So ouers, dis nog net so 'n paar Sondae. Die 18de, dan kan julle weer vir Bernard gee, jy kan nou weer vertrou met jou kinders, hulle gaan 'n bol hê. Laas jaar Desember, toe ek en Bernard gesels het oor ons afskop, toe vra sy, Donnie, wil jy nie saam met my inklap, en dan doen ons hierdie ding nie? So ouers, ek wil vir jou sê, daar's iets groot op pad die 18de, moet dit nie mis nie, nooi so 'n paar vriende, wat ook nou al moeg is, 'n bietjie moeg is vir hulle kinders, want Desember raak lank, en Januarie raak ook lank, en al daai wonderlike goedjies. So dit beteken, tieners, Real Deal dienste begin ook die 18de. So van die 18de af, dan gaan ons weer 'n vibe hê in die chapel, dan gaan weer snacks wees en hot chocolate en al daai lekker dinge. Ouers, sorry. Dis net tot die 18-jariges. Maar dan wil ek ook, ek sien hierso is so heelwat jong volwassenes en die wat nog so identifiseer ook, tussen ons, net die wat nog nie grys is nie, verstaan. Ek grap. Ons gaan 'n splinter nuwe Young Adults bediening begin. Ons het verlede jaar begin as 'n selgroep by iemand se huis. En ons kom toe agter dat daar is 'n honger en daar is 'n baie groot aanvraag. En die selgroep groei toe en die sitkamer word toe bietjie kleiner en die budgets word ook al hoe kleiner want moet ons vir meer mense kos gee en koffie en dis ons okay, weet jy wat? Kom ons skuif na 'n koffieshop toe want daar's ons klaar koffie, so ons kan sommer nou net en die koffieshop word toe ook al hoe kleiner en toe moes ons met so 'n paar leiers in die groep gesels en hulle sê toe hoorie, ons moet iewers heen skuif en prys die Here vir Coffee the Bible hierso by ons want toe kon ek dit net as 'n laaste ticket gebruik om te sê, nee, maar kom ons ondersteun vir Coffee the Bible, kom ons hou dit hierso by die kerk. So, jong volwassenes, ons gaan afskop die 14de Januarie, dis 'n Woensdag, so terwyl die ander klein groepe besig is in die view, gaan ons hierso in die kerk by mekaar kom. Ek sien, kan julle sien hoe breed smaal ek sien ongelooflik uit vir hierdie bediening. So, notebook, dagboek, wat ook al, sit 'n reminder op die 14de Januarie. Dis 5:30 vir 6:00 is ons heel eerste Young Adults diens hierso. So, afkondigings is nou klaar, dis nou tyd vir die woord. Ek wil hê, moet asseblief gou participate in hierdie vraag, wie wil hê, hulle 2026 moet beter wees as hulle 2025? Steek gou op jou hand, laat ek sien. Ek gaan nie my hand opsteek nie, want ek het getrou in 2025, so ek weet nie wat gaan dit nou top nie, maar as die Here wil, dan gaan dit dalk nog beter raak. Maar daar's so heel wat hande wat opgegaan het, so 'n paar hande wat net soos nee, kan nie beter.
maar heel wat hande wat opgegaan het, en dis my interessant, as ons wil hê die jaar moet beter wees as die vorige jaar, dan stel ons vir onsself so 'n paar nuwejaarsvoorneme, so 'n paar goals, New Year's resolutions, wat ook al jy dit wil noem. En ek het vir myself ook net 3 neergesit. Net 3, baie eenvoudig. Ek het nie 13 soos wat ek gewoonlik gehad het nie, want dan haal ek dalk 'n halwe ene. So net 3 hierdie jaar, maak jy werk net so 'n bietjie minder. En een van hulle, ek gaan net een deel. En jy gaan my dalk so 'n bietjie judge daarvoor, maar dit is okay. Is dat ek wil baie graag ons graad 11 groep van Rymse gemeente wen op die hindernisbaan in ons kamp in Augustus. Dis al. Ek wil hulle net beat. Dis al. 2024 was ons 'n kleiner groep, so toe moes ek en Erika te mekaar gaan. So nie vreeslik veel van 'n challenge nie, maar ons het ook so 'n paar goeders geskiep en alles. Sy was goed, maar come on. 2025 Dit is 'n redelike groter groep, baie meer ouens, en obviously ons loop nou al so 'n bietjie langere pad saam, so daar's baie familiariteit. So hulle challenge en ek kan myself nog so 'n bietjie uitwurm, ek kan dalk so 'n bietjie, want ek het altyd gewigsvoordeel. Hulle is dalk lank, maar hulle is 'n bietjie maarder, so ek het baie meer gewigsvoordeel as hulle. Maar hierdie jaar se graad 11 is moeilikheid. Want hulle het toe begin slim raak. Hulle het toe besef dat hulle het nie gewigsvoordeel nie, hulle gaan iets anders moet doen. Toe begin hulle vriende kerk toe nooi en hulle begin teen my op te team. En dit is nie fair nie, as jy my moet vra. Alright? So die gewigsvoordeel is nie meer altyd daar nie, want hulle het nou die nommers. En ek wil net vinnig 'n storie vertel. Al die kinders is nog veilig, niemand het seer gekry met hierdie storie nie. Maar ons het so 'n game, ons noem hom die Whoopie game. Okay? So dit beteken ook net ouens mag daai game speel, dat as ons 'n games night het of ons is rustig, dan mag jy 'n ou gryp en jy vat hom buitekant toe op die gras, want as daai ou dalk nie participate in worship of nie so lekker is nie, net om ons 'n bietjie lewendig te maak, dan hoop hy ons bo op hierdie ou. So dit beteken die ou lê onder en dan almal wat participate klim en ons lê almal. En hulle dog toe, dis snaaks om my te gryp die een aand. 7, ek het hulle getel, 7, kom en gryp en ek try to fight, maar hulle was net te veel en hulle blinddoek my, so ek kan nie sien wie dit was nie, maar ek het geweet dit was 7, want die meisies het my gesê na die tyd. En hulle vat my toe buitekant toe en hulle druk my af en ek weet, ou maat, hulle raak swaar. En ek drukte net my arm so, sodat ek so 'n bietjie kan asemhaal. So dit was bad, hulle het gesien as 'n oorwinning, maar ek is soos, ek nee, kom ons participate net, ons maak asof dit erg was, maar dit was nie eintlik erg nie. Want jy kan nie, as jy wil survive in jeugministry, moet jy of fisies domineer partykeer, of jy moet net kan bybly. So ek het daai aand net bygebly, ek het nie gedomineer nie. En dalk is dit so 'n paar van julle wat hierso sit vandag. Dalk het jy ook so 'n paar nuwejaarsvoorneme, en ek weet nie wat hulle dalk mag wees nie. Dalk wil jy geestelik sterker word om jou verhouding met Jesus te verbeter. Dalk wil jy uiteindelik jou skuld aanpak, sodat jy meer finansiële vryheid kan beleef. Dalk wil jy aan jou verhouding werk, sodat jy 'n beter vriend, of man, of vrou, of pa, of ma, of kind dalk wees. Wat ook al jou doelwit is vir 2026, kom ons wees gerealisties, daar gaan 'n punt kom waar jou motivering gaan ophou, jou dissipline gaan verdwyn, en jou doelwit word net weer 'n droom. So daar's 'n groot probleem, en die probleem is, hoekom gee ons op hierdie nuwejaarsvoorneme? Kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Om gesond te wees, weet ons moet beter eet en meer beweeg. Finansies spandeer minder as wat ons inbring. Geloof, bid, lees Bybel, wees deel van die kerk. Maar tog hou min mense dit vol. Statistiek bewys dat almal op hulle nuwejaarsvoorneme die tweede Vrydag van Januarie ophou. So daai tweede Vrydag het hulle nou genoem Quitters Day. So dis dan wanneer mense maar net terugval op hulle gewoontes en nuwejaarsvoorneme bly maar net 'n bladsy iewerster in 'n laaikas en hulle hou dit nie vol nie. So ek het 'n teorie.
as ons verandering moet hou, moet die proses genietbaar wees. Ons moet dit geniet. As die verandering vir ons 'n straf gaan wees, dan gaan ons voor daai tweede Vrydag ophou. Dit gaan nie lekker wees nie. So, ons almal weet, of ons het gedink dat gesonde kos beteken broccoli met droë hoender en rys sonder sout. Dis wat ons gedink het. Toe kom ons agter dat rye bread toast met avo is nie so bad in die oggende nie. En ons kom toe agter gesonde kos kan actually lekker wees. So ek wil 'n punt maak en 'n stelling dat as Bybel lees te groot werk is of partykeer te swaar is, gaan ons dit nie volhou nie. Maar ek het een gewoonte. En as jy een van daai mense is wat nuwejaarsvoorneme neergeskryf het, skryf hierdie ene neer. Een gewoonte wat jou hele lewe sal verander. Danie, dis 'n bold statement. Maar ek weet dit. Ek het navorsing gaan doen hieroor. Ek het my hele Desember. Herman, hulle het vir my in November al gesê, hierdie 4de is jou dag, dis ek so reg. Ek gaan my tyd insit, ek gaan seker wees. Daar's een gewoonte wat elke liewe aspek van jou lewe gaan impakteer en radikaal verbeter. Dit gaan jou verhoudings, dit gaan jou finansies, dit gaan jou skills, dit gaan jou gedagtes, dit gaan jou gesondheid, dit gaan jou mindset verbeter. En dit is dat ons met die Bybel lees meer dae as wat ons nie doen nie. Baie eenvoudige statement. Kom ons lees. Lees die Bybel meer dae as wat jy nie doen nie. Kom ons wees realisties. Ons gaan nie elke dag perfek hierby byhou nie. Ons gaan nie ure lank voor Genesis en voor die geslagsregister spandeer en net al hierdie stel reëls in Levitikus deurgaan nie. Maar lees hom meer dae as wat jy nie doen nie. Nou vra jy vir jouself, Danie, hoe weet jy dit werk? Hoe weet jy dat hierdie gaan impakteer? My hele lewe radikaal verbeter. En daar's 'n organisasie met die naam Center for Bible Engagement. Hulle het navorsing gedoen met meer as 100,000 mense in hierdie studie. En hulle konklusie het hulle 'n reël neergesit. En hierdie reël se naam is The Power of 4. Dat as jy die Bybel lees, 4 dae 'n week, gaan dit jou lewe radikaal verander. Hulle konklusie is dat 228% van hierdie mense, 228% meer geneig is om hulle geloof te deel. 407% meer geneig om skrif te memoriseer. Maar toe bring hulle dit so 'n bietjie huis toe. Die laaste 2. 59% van hierdie mense is meer geneig om met verslawing te stop. En hulle het 'n 30% vermindering van eensaamheid gesien. So ek weet dat om die Bybel meer dae te lees as wat jy nie, jou hele lewe sal verander. Hulle het dit, om met 'n praktiese illustrasie, toe het hulle gesê, dit lyk soos die Richterskaal van 'n aardbewing. Daai naald, 1 dag beweeg hom nie. 2 dae beweeg hom nie. 3 dae dan lyk dit asof hy beweeg, maar ook nie regtig nie. En op die 4de dag, dan gaan hy te kere. Hy gaan wild. Toe hulle grafieke opgestel het, toe gaan hy net geleidelik, en op dag 4, toe, hulle kon dit nie verduidelik nie, maar dit was wat die resultate gesê het. En vir my was dit, hoekom is dit so kragtig? Hoekom op dag 4 is dit so belangrik? Kom ons lees 2 Timoteus 3, vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. As jy toegerus wil wees vir jou 2026, lees die Bybel meer dae as wat jy nie. Die skrif sê vir ons. Hy gee vir ons riglyne oor wat dit vir ons gaan doen. Hy gaan ons partykeer teregwys, hy gaan ons leer, hy gaan ons wys hoe om die verkeerde maniere weg te gooi, weg te stoot. So, ek is net bietjie langer as 'n maand getroud, en almal het voor die tyd vir my gesê,
Daai kommunikasie in jou huwelik is die belangrikste ding. Na dag 3, toe besef ek actually hoe belangrik daai kommunikasie is. Dis ook nie so maklik nie, maar is belangrik. So ek weet nou, 'n maand later, dat as Vicky 'n dag gaan sonder om met my te praat, dan is daar groot moeilikheid. Dan gaan dit nie so great wees nie, dan moet ons gesels. baie harde les geleer. So, ek wil dit dan nou eintlik so 'n bietjie meer persoonlik maak. Hoe moet God voel as ons dalk 'n dag, 2 dae, 'n week gaan sonder om met hom te gesels? Hy weet daar is iets fout, maar ons deel nie met hom nie. En jy is dalk een van daai mense wat sê, Donnie, ek het gebid hieroor, Donnie, ek het gevas hieroor, Donnie, ek het vir hom alles gegee, ek het vir hom alles gesê, maar dan wil ek die ander kant van die coin, wanneer laas het jy toegelaat dat hy terugpraat met jou? Kyk, gebed kan baie keer net 'n eensydige gesprek wees. Ja, maar Donnie, ek het vir hom alles gegee, ek het vir hom alles gesê. Wanneer gaan jy toelaat dat hy vir jou ietsie terugsê? Baie vrae wat ek kry, is dan hoe weet ek as die Here met my praat? Dan wil ek vir jou vra, hoeveel tyd spandeer jy in hierdie Bybel? Want dit word nie verniet God se woord genoem nie. Die woord wat hy terug wil praat met jou. Die antwoorde wat hy vir jou wil gee. Want onthou, om Bybel te lees verander nie wat jy weet nie, dit verander wie jy word. Hier aan die binnekant. So, klaar geguilt trip, klaar al die statistieke gewys, klaar my argument weergeleë. Kom ek gee vir julle 3 wenke, 3 riglyne, hoe om Bybel lees genietbaar te maak. Want die proses moet enjoyable wees. Anders gaan dit 'n swaar straf wees, soos wat hulle ons dalk geleer het op skool. En ek wil 3 woorde op die bord sit. Hierdie 3 woorde is doel, gids en volhard. Sal julle dit saam met my sê asseblief? Doel, gids en volhard. Net nog een keer. Doel, gids en volhard. Dis nou meneer Dani van hier af erf. Nommer 1 is, ons moet die doel ken. Ken die doel. Die doel van Bybel lees is nie om elke vraag te beantwoord nie. Die doel van Bybel lees is om Jesus te leer ken en soos hy te word. As ons nie al die antwoorde gaan kry nie, dis okay. Want as jy besig is om Jesus te soek in die skrif wat jy lees, is jy besig om te wen. Kom ons begin by Genesis 1, en dan gaan ons net gou vinnig deur al 66 boeke. Ek het daarom nog so 'n bietjie tyd. Ja. Genesis 1 kom en hy kom verduidelik vir ons, hy sê nie, in die begin het die mens nie. Hy sê, in die begin het God. Maar hy sê, ons maak partykeer die fout, dat ons dink, ons is die hoofkarakter van ons storie, maar ons is nie. Die heel eerste sin gee klaar van ons die hoofkarakter, die God, wat met ons te doen wil hê, wat met ons 'n lewendige verhouding wil hê. Nie in die begin het Dani nie. In die begin het hierdie een, het daai. In die begin het God. Nommer 2, kry 'n gids. So, ek weet ek moet Bybel lees, maar hoe? Dani, begin ek by Genesis 1, wat jy sê, begin ek by die evangelies. Hoe? Kom ons kry net vir ons 'n gids. Niemand geniet dit om verlore te wees nie. Toe ek en Vicky moes weg in Desember, was ek so dankbaar vir Google Maps en Apple CarPlay. Want as ons Natal toe moes gery het, sou ons in Pretoria Wes opeindig, want ek het nie 'n idee hoe hierdie highways gewerk het, of nog steeds partykeer werk nie. So niemand hou daarvan om verlore te wees, so kom ons kry 'n padkaart, kom ons kry 'n gids. Hier is 'n paar voorstelle. Eerste een is die kerk. Word ingeplak, praat met mense, deel met mense waar jy gaan. En as jy wil hê hulle moet dalk met jou deel, is dit dalk tyd om vulnerable te wees en verhoudings te bou met medegelowiges. Die tweede een is prediking. Ons leiers maak seker dat die reekse vooruitbeplan word, want ons is 'n kerk wat op pad is iewers heen, op pad om te wees soos wat Jesus is. So as jy nie een van daai mense is wat notas maak of foto's neem, en jy sit dalk en jy neem net in, ek wil jou uitdaag, kry dalk vir jou 'n boekie, kry vir jou 'n pen, maak notas, hulle sit baie ure in.
om seker te maak dat die prediking is reg en dis goed. En dan die derde voorstel is Bybelplanne op YouVersion. So almal het die Bible app op hulle selfoon, hoop ek. En daarso is so baie leesplanne, Bybelplanne. Daar's 'n plan van 366 dae, daar's 'n plan van 3 dae, daar's 'n plan oor angstigheid, daar's 'n plan oor vreugde, daar's 'n plan oor finansies, daar's 'n plan oor verhoudings, daar's so baie. En ek wil gou vir ons 'n barcode opsit. En dat as jy jou selfoon hierso het, mag jy hom, hier is nie soos klas nie, mag jy hom uithaal en jy mag hierdie barcode scan. Hierdie barcode gaan jou na Life Church se Bybelplanne toe stuur. So daarso is planne oor letterlik alles. En as jy hierdie planne gaan gebruik, meer dae as wat jy nie, dan waarborg ek vandag vir jou, dat jou lewe sal verander. So, nou, kom ons hou net eers gou hierdie barcode op vir 'n rukkie. Die derde een, die derde riglyn, en dis die laaste ene, is moenie ophou nie, volhard. Moenie ophou Bybel lees nie, volhard. Daar's 'n aanhaling wat ek wil maak, en ons kan daai aanhaling kan ons maar opsit. Hy sê, bring jou liggaam en jou kop sal volg. Nou ek weet, hierdie is eintlik 'n reverse switch van 'n ander preek wat ek geluister het. Die pastoor het gepraat oor bring jou kop en jou liggaam sal volg, maar ek wil sê dat dissipline is baie belangriker as hoe ons voel en ons emosies. Daag op. Ek het karate gedoen as 'n kind en dit was nie die populairste sport op skool gewees nie. Maar my ouers het gedink dit was goed vir my om net so 'n bietjie van daai ekstra energie ontslae te raak. En dit was altyd op dinsdae-aande en donderdae-aande, 6 uur vir die beginners en 7 uur vir die wat bietjie meer gevorderd is. En kan ek vir julle sê dat karate in die aande was nie altyd so great gewees nie. Na 'n lang dag by die skool, 'n dubbel Afrikaans en 3 periodes wiskunde, dan is jy nie regtig lus nie. Dan is jou brein vrot, want jy moet onthou dat rugby-oefening na die tyd was ook daarso en ek's net nie lus nie. Maar ek het ouers gehad wat nooit opgegee het nie. Ouers wat gesê het, come hell or high water, ons gaan hierdie doen. Of jy nou jou pak ingepak het en of jy hom nou aantrek, jy gaan opdaag. En ek is ongelooflik dankbaar, want dit het vir my 'n beginsel geleer, dat bring jou lyf en jou kop sal volg. Want na daai les het ek soveel beter gevoel. Die emosies voor die tyd is nie dieselfde emosies as wat ek gehad het na die tyd nie. So kom ons wees net gou eerlik met mekaar. Baie, baie belangrik. Daar's 'n reël by hierdie derde een. En dit sê, mis een dag, moenie 2 mis nie. Ons gaan een dag mis. Ons gaan een dag nie die wekker hoor nie. Ons gaan een dag dalk by die huis aankom as jy 'n aandpersoon is. En ons, ek is regtig nou nie lus nie. Ek's nog steeds kwaad, of ek's nog steeds hartseer, of ek's nog steeds, ek's te opgewonde, of ek het ander verantwoordelikhede. Dis okay. Moenie 2 dae mis nie. So ek wil afsluit met hierdie laaste uitdaging. As jy een gewoonte wil aanleer om jou 2026 beter te maak as jou 2025, om seker te wees dat die persoon hier binnekant groei en is beter as die persoon van 2025, lees die Bybel meer dae as wat jy dit nie lees nie. 4 dae 'n week gaan jy 'n drastiese verandering in jou lewe sien. Kom ons sit net so, sluit die oë, kom ek bid vir ons. Here Jesus, dankie vir u liefde. Dankie vir wie u is. Here, leer ons om u woord lief te kry. Here, dat wanneer ons die woord lees, Here, dat ons dit nie sal doen uit 'n skuldgevoel nie. Here, maar kom kweek 'n honger in ons om u woord te wil bestudeer. Help ons om getrou te wees. Here, selfs wanneer ons nie lus is nie. Vorm ons, Here, om meer soos u te wees. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Julle, ek hoop dat jou 2026 is goed. Ek weet dat jou 2026 gaan fantasties wees. En ek wil elkeen van julle uitnooi. Coffee the Bible is nog oop. Hulle het baie, baie lekker koffie. En onthou, jy vertaal 'n Bybel met elke koppie wat jy koop.
So, ek nooi jou uit, kom gesels bietjie met ons, kom gesels met mekaar, kom ons plug in by mekaar hier onder by die kuierspasie en dan sien ons julle volgende week. Sit net so, ontvang die seën van die Here. Mag God 'n liefde kweek in jou vir sy woord. Mag jy getrou bly in sy woord, selfs al is jy nie lus nie. Mag hy jou vorm om meer soos Jesus te wees, hoe meer tyd jy in sy woord spandeer. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Kom ons kuier na die tyd lekker saam.